This is the Christ that we serve. Die is die Here wat ons dien. Die is die Here wat vir ons gesterf het. Die is die Here waarvoor ons vanoggend hier so kom by mekaar gekom het. Wie het dit geglo toe hulle dit vir ons vertel het? Wie het dit raak gesien dat dit die Here is wat dit deur sy krag doen? Sy dienaar het onverwags na vore begin kom. Hy was soos 'n boomwortel wat dit reg kry om in droë grond te groei. Daar was niks aan hom opvallend gemaak het nie. Daar was nie iets aan sy voorkoms wat vir ons mooi was nie. Mense het die rug vir hom gedraai. Hy het swaar gekry. Hy het geweet wat lyding is. Mense het hom vermy. Ons het niks van hom gedink nie. Hy het al die siektes gehad. Hy het al die siektes gehad wat ons eintlik moes gehad het. Hy het al die pyn ervaar wat ons eintlik moes ervaar het. Maar ons het gedink dit is dit is God wat hom vir sy eie oortreding straf. Vers 5. Hy is gewond as gevolg van ons opstand teen God. Hy is doodgemaak omdat ons sonde gedoen het. Hy moes die prys betaal wat ons lewe kom herstel. Hy is stikkend geslaan sodat ons weer gesond word. Ons almal was so skape wat verdwaal het. Elke een het sy eie koers gekies. Maar die Here het al ons sonde op hom laat neerkom. Hy is sleg behandel. Tog het hy nie een woord gesê nie. Hy was so mak soos 'n lammertjie wat weggevat word om geslag te word. Hy was stil soos 'n skaap wat geskeer word. Hy is gevonnis en uit die tronk weggevat om teregstel te word. Wie het daaroor gedink dat hy doodgemaak kan word? Dat hy ter wille van sy volk tereggestel kan word? Hy is by misdadigers begrawe. Sy graf is tussen sondaars. Al het hy hom nooit aan geweld skuldig gemaak nie. Selfs nie eens leuns verkoop nie.